Goeiemôre al my mede-pelgrims, my mede-reisigers, aspirant refugees, non-refugees, Suid-Afrikaners, Amerikaners. Ek hoop dit gaan goed met julle. Welkom by ons eerste lentereën hier in San Antonio, Texas. Ek was vir 'n rukkie stil en van die lyn af, van die lug af, want daar so baie wat gebeur, baie wat ons doen, afsprake, heen en weer, baie aktiwiteite wat ons besig hou, maar hier is ek nou. Ek hoop dit gaan goed met almal. Ek hoor daar is nou vlugte wat kom en gaan, en ek is bly, dis weer aan die gang. Ek wil graag vanoggend met julle mooi gedeelte deel. Ons kan altyd doen met nog 'n bietjie aanmoediging, bemoediging, vertroosting, en net om mekaar se stemme te hoor, reg? Ek deel dit graag met julle. Daar is 'n verhaal in die skrif waar vrees probeer het om die vroeë oggend te steel. Elisa se dienaar het buite toe gestap. Die leers gesien wat die stad omring het. Perde, strydwaans, wapens, bedreigings, en sy hart het ineen gekrimp in die enigste vraag wat hy geken het. Wat gaan ons doen? Sommige van ons het vandag so wakker geword. Nie met soldate en wapens nie, maar met rekeninge, doktersverslae, gebroke verhoudings, donker eensaamheid en uitputting so diep dat dit sy eie hart klop het. Sommige van ons het ons oë oopgemaak en gevoel ons is omring. Deur druk, deur verwagtinge, deur geestelike oorloë, deur vrese wat jy nie hardop sê nie, maar Elisa het 'n sin uitgespreek, wat net soveel aan ons ook behoort. Moenie bang wees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Die hemel was nog nooit bedreig of oorrompel in getalle nie. Jy mag dalk voel jy word omring deur probleme, maar jy word werklik omring deur God se teenwoordigheid. Jy sien dalk wat teen jou staan, maar God sien wat jou verdedig. Elisa het nooit gebid, Here, verander die situasie nie. Hy het gebid, Here, maak sy oë oop. En dit is my gebed oor jou vandag. Here, maak ons oë oop. Maak ons oë oop om die engele raak te sien wat waghou, waar ons gedink het ons alleen is. Maak ons oë oop sodat ons die geestelike vuur sal sien, waar ons net moegheid gesien het. Maak ons oë oop om beskerming te sien, waar ons verwerping gevoel het. Maak ons oë oop om die doel te sien, waar ons net mislukking gevrees het. Kan julle hoor hoe dreun die weer hier in San Antonio, Texas? God vra nie van jou om die geveg te ontken nie. Al wat hy vra is dat jy ophou glo dat dit groter is as hy. Jy is omring deur meer as spanning en donker aanvalle. Jy is omring deur 'n Vader wat vir jou beklei, 'n Verlosser wat vir jou intree, 'n Gees wat jou versterk en 'n hemel wat weier om jou te laat gaan. So, vandag, mooiste mens, lig jou ken hoog op. Kyk weer, kyk dieper, kyk verby die eerste laag van vrees. Daar is 4 strydwaans in jou verhaal. Daar is 'n God van heerlikheid in jou oorlog. Daar is 'n leer van genade rondom jou swakheid. Jy is nie die prooi nie.
jy is beskerm. Die wat by jou is nog steeds meer as die wat teen jou is. Deur Juanita Grobler. Ek glo en vertrou dit het julle bemoedig, maak dit julle eie, en staan vas en staan sterk. Ons praat binnekort weer. Sterkte vir julle week, lekker slaap. Dis nou middag hier by ons in San Antonio, maar lekker slaap daar in Suid-Afrika.